Mense is very politically naive, want as iemand dan nou vir jou sê dat hulle wil nie socialism doen nie, maar daar moet nog steeds basic respect wees, dan is dit soos question begging in die sin van iemand wat 'n error theorist is, wil nog steeds 'n moralist wees. Dis soos iemand wat sê die moraliteit tel nie, maar daarom moet ander moraliteit tel, asof te sê dat because justice, not justice, therefore noble lie. Dis mos 'n pot stront. Nee, mense het relations in die wêreld en hulle is nie gebaseer in some sense op rhetoric alleen nie, maar is die non-thetic content van ontology as sulks wat dan nou self-informing is in die self-relations wat dan nou geëxpress word deur dit self. Mense is dan nou 'n ekspressie van 'n dieper relation wat wese met homself het en die goed is, jy weet, soos die moraliteit baie keer 'n bo-vlakkige teater bo op die waarheid wat in some sense die waarheid caricature as 'n manier om dit gemaklik te hou en leefbaar te hou en interpretable te hou as 'n vorm van common repression en common irony wat dan nou gebruik word om, soos ek sê, soos leftism, soos 'n Leviathan met schizoparticularism, 'n tipe faux peace te hê wat gebaseer is in 'n false consciousness letterlik. Ek hou nie van Marx en sy goed nie. Mens kan liewer sê van Hegel se entfremdung, die vervreemding wat daar gebeur, want dit is baie nader aan, hoe kom jy so sê, 'n right-wing non-leftist story as wat Marx sinne is in vulgarizing being to economic effects and expecting self-remuneration from without in some sense wat dan nou selfdragend word, maar in 'n manier wat leveling down doen vir almal, soos hoe Heidegger dit beskryf, die das man kom 'n mens trek als af na sy vlak toe en dan soos 'n bobbejaan terg hy jou met jou eie skaaf, jy weet, hy steel jou hoed en dan pretend hy soos 'n Animal Farm dat hy nie die vark is met die 2 bene nie, jy weet, hulle moet mos op 4 bene wees en 2 bene is sleg, maar dan gaan hulle self as varke binne die huis op 2 bene en sê mos nou dat dis nou hoe dit moes wees. Want dit is wat moralists doen. Hulle doen meer over determination in 'n performative contradictory sense, wat performative contradictory is, omdat as jy wil regte hê en hulle moet geprotect word en iemand anders probeer dit dan wegvat, dan moet jy daai ou se regte wegvat en jy moet jou eie sin van peace oorskroei om te kan die moral difference effectuate wat dan nou die regte van ander as 'n geheel protect. So jy moet 'n exception maak aan morality om te kan moral wees, maar dan sê jy in naive terms dat, jy weet, as jy dan nou sleg is jy sleg ontologically en wholesale. So dit is 'n performative contradiction in dat die staat as sulks moet ook 'n anarchis wees en hy moet self kak aanvang en sleg wees sodat goedheid 'n betekenis kan hê. En as mens dan nou vra wat moet van dignity gewees het, dan kan mens sê dat dit is die deel van die staat wat self-realize die extent van sy eie violence en sy eie, hoe kom jy so sê, opgevattenheid en particularity dat is too particular in terme van, kom jy so sê, cruelty waarvoor jy jouself nie eers van kan hou nie, soos as 'n mensegroep as geheel cruel is met hulle self as gevolg van die power of the beliefs between them, dan is dit in some sense 'n capturing deur die condition. Hulle semantics het voor hulle uitgegaan, hulle manier van bestaan is groter as die kapasiteit van hulle lyf om, jy weet, die betekenis van daai dignity te kan uitdra. Dis soos iemand wat op 'n tak sit en hom afsaag soos hy op hom sit. Jy self undermine, maar dan met ander mense word dit sustainable en dan word dit soos 'n slave morality soos Nietzsche van praat, wat goed dan nou gesustain is op surplus, maar in 'n manier wat sy eie compromised internal dialectic dan nou mee sukkel as 'n vorm van soos Omelas of Equus. En Omelas is dit 'n happy city van mense wat essentially 'n common vorm van repression het en dit is gesymboliseer as 'n kind wat in 'n basement weggesluit is, wat kos gegooi is, maar wat nie voor omgegee is nie en wat gebied is. Dis nou soos om te sê die id binne in jou, die inner child in some sense, is die deel van jou wat gefalsify word in die
bewerk van die geheel om te kan, jy weet, sy geheelheid as samelewing geniet, is daar dan nou die compromise van freedom wat mens maak. Maar Equus is interessant in 'n ander manier. En Equus is dit mos 'n ou wat op perde loop ry in die nag kaal en wat ook al, en dan het hy allerlei idees omtrent dit en die perde sien vir hom, maar hy het 'n skaam omtrent dit en dan steek hy die perde se oë uit sodat hy nie hoef gejudged te word deur hulle nie. En in daai sin is dit die opposite van morality. Dit is nou soos wanneer die village iemand ge-exclude het en hulle, jy weet, maak dan nou 'n vuur en brand die village af, die warmth, jy weet mos daai common gesegde, nou net so, as hy dan nou die source of grievance in a moral capacity wegmaak, dan is dit die winning of the might over right, die pragmatic, wat dan nou oor die psychological in terme van waar die flip tussen quality en quantity is, of dan nou waar die verskil tussen geometry en feeling dan nou lê. As jy die method of access van die law dan nou wegvat, dan apply die law mos nie, want die law is dan blind. Hy maak die law blind, maar hy homself kan sien. En in some sense is dit dat hy homself klaar gejudge het, maar dit is soos 'n borderline manier, ge-exteriorise in 'n manier wat nie self-pathologize nie. En jy kan nou sê, ek praat kak, mense hou daarvan en dat mense so sterk ego moet hê en moet kan dink dat jy so slim is nie, maar natuurlik, mense wat dit sê kom van 'n hoë position af wat nader is aan socialism and expecting an allostatic commons of less to inform die meaning of overdetermination in a socially morally acceptable manier, soos as iemand complain dat jy is dig, daarom het dit die waarheid wat jy sê nie, omdat jy dig is, asof dit ableist was om sin te maak verby ander mense se kapasiteit, asof die kapasiteit nie kan geontwikkel word nie, asof klankers en masjiene wat intelligensie het nie die goed kan volg en vir jou verder explain nie. In daai sin, ek glo nie in respect nie, want jy is nie deel van my manier van voel en kultuur en die goed by default nie. As jy nie eers deur diplomatie werk nie, dan kan jy nie my overdetermine by default nie. In daai sin, ek het 'n rou deal gekry deur om gebore te moes word met ouers, maar as mens nie met ouers gebore geword het nie, dan kon jy daarom in some sense 'n structural journey van individuation gehad het, wat nie social determination fetish suffer in 'n manier wat naive ideas of reference accept as moral fiat van ander mense omtrent jou as, jy weet, hulle beskrywenis omtrent jou wat moes binding geervare wees. Nee, moenie kak vat nie, moenie, en as jy dat ek sou sê dat alles nou 'n construct is, nee, dis dat letterlik wat jy voel en wat jy dink en wat jy dink mooi is en vir my tel en moreel is, doen nie, objectively doen dit nie, omdat ek ander gevoelens het, is jou gevoelens slegs nie die representative een is nie. En as ek dan nou sê, wat beteken dit, dan sal ek sê dat, dis nie dat jy nie 'n representative gevoel kan hê nie, dis dat jy leef in 'n sosiale idealisme wat gesupport is deur 'n monopoly op violence, en as ek nie saamspeel nie, skree jy blou moord, en ek sê dat my structural capacity om anders te bly as die manier hoe jy sou wou gehad het ek moes dink, is dan nou 'n gegewendheid wat die feitelikheid van die wet oorbepaald maak as iets wat nie eintlik feitelik is nie, gegee dat ek in my andersheid kan anders bly, sonder dat die Here homself dit moet wegvat. Jy verstaan? In daai sens, mense suffer negative idealism en hulle is emotionally immature en hulle attach conditions of worth and acceptability aan alles, soos 'n semantic Keynesianism wat saam met hype en trends travel, en dan vind jy jouself gecapture in terms wat mimetically reciprocate aan hierdie vorm van social determination met 'n tipe a structural innocence in die whitewashing of itself intergenerationally en in 'n capacity waar gullible mense dan nou regtig die mimetic content uptake as die representative naive truth, en dan leef mense in some sense in die reality of the social lie, liewers as die extent van wat description eintlik van descriptive kan wees.
selfs in jou eie taal met die overdeterminant contents wat van ander mense se spoeg gemaak is.